Vader, ons kan nie Vader noem, want U het vir ons die reg gegee om U kinders te wees. Here, ek is vanaand opgewonde, want ek het 'n opgewonde hart, Here. Ek het 'n verwagting. Here, ek weet vanaand is U hier. Here, U woord sê U is alomteenwoordig. Here, U woord sê vir die wat glo in my naam sal al hierdie goed gebeur. Here, ek is opgewonde om te weet wat gebeur vandag in die kerk. Ek is opgewonde, Here, om te sien wat in mense se lewens gebeur, Here. Ek is opgewonde om die getuienisse te hoor. Here, ons wil ons sonde bely, ons gemeente se sonde, ons sonde, my sonde. Here, ons wil vir U vra, en ons weet U het al klaar vergewe. So ver as die ooste verwyder van die weste. Help ons vanaand, Here, om te fokus op wat U vir ons wil sê. Maar Here, U het gekom om vir ons 'n lewe en 'n lewe van oorvloed te gee. Dankie vir vanaand, Here. Dankie dat U in ons teenwoordigheid is. Dankie, Here, dat ons weet, Here, waar U is, Here, word die werke van die vyand vernietig. Ons dankie daarvoor, Here, en ons is exciting oor vanaand in Jesus naam. Amen. Amen, amen. Ek wil vanaand 'n bietjie gesels rondom Christus se verlossingswerk in my en jou. Om het in plain woorde te sê, vir die wat glo. Sê almal saam, vir die wat glo. Is dit vir almal? Nee, vir wie is dit? Vir die wat glo. Die Here is besig om groot dinge te doen. As ek net hoor van laas Sondag aan, die ervarings wat mense gehad het, is dit net amazing. Goed, en ons het vanmôre se skrif, weet julle, wanneer ons na die woord kyk wat uitkom, dan skrik ek. Toe ek vanmôre die woord regtig gaan nadink, wat die Here met ons gespreek het, toe skrik ek, toe sê ek, Here, U is besig om vir ons met styks te voer op 'n Sondagoggend. Jy weet, hier kom nou sulke openbaringswoord deur, en wat die Here sê dat die dispensasie van die laaste era sal die groei in Christene net geweldig toeneem, en mense wat regtig by die Here is, sal al hoe nader aan die Here kom, maar hulle wat van die Here al weg is, sal nog verder weggaan, en dis waar ons gaan gesels vanaand, is die wat het, vir hulle sal gegee word, maar die wat nie het nie, die bietjie sal van hulle weggevat word. Pastoor, is dit net geld? Nee, is nie geld nie. Hier praat die Bybel duidelik van die wat Christus het. Om Christus in vandag se tyd te hê, om die Here te hê. Wanneer 'n mens gaan kyk, ek weet nie of u volg die nuus nie, maar as u laaste tyd die nuus gevolg het, sal u sien wat besig is in die wêreld. Dit het eers begin by die oorlog, boereoorlog van lande opstaan teen die wêreldheersers en hoe hulle die regerings omvergooi, waar lande net genoeg gehad het van sê, julle is genoeg oor ons geheers, en hoe broer teen broer letterlik beklei. Dorp eie volke teen volke, hulle self teen mekaar opstaan, en hoe mense kinders, dit is hartseer, hoe mense bomme aan hulle self plant, en hoe hulle tussen kinders instap en almal opblaas. Wat die Bybel praat van die islamitiese volk wat so barbaar sal wees. En dan hoor jy van 'n vloede van Australië, die ene helfte van Australië spoel weg, en die ander helfte verbrand, alles brand. En dan kom jy soos wat nou die laaste paar dae gebeur het, in die tyd van die tsunamies en die aardbewings, en dan kom ons terug na die skrif toe, waar die Bybel sê, in die laaste dae, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Wie is daai alle vlees? Is dit op al die mense? Ikona. Vir hulle wat glo. Ok, dis my tema vanaand. Dis baie belangrik. Ek het baie navorsing in vanaand ingesit, want ek wil vir jou 'n bietjie iets wys. Ek wil vir jou wys wat beteken dit. Wat lê voor vir hulle wat glo? Ok. Weet jy, wanneer jy kind van die Here is, moet jy in 'n ander dimensie wees, jy moet in 'n ander mindset wees, jy moet in 'n ander wêreld wees, nê. Hierdie wêreld wat die ouens in is maar 'n morbiede wêreld, dis 'n hartseer wêreld, dis 'n kwaad wêreld, die mense is kwaad vir mekaar, hulle is selfsugtig, hulle sien nie die son oor 'n ander ou neerskyn nie, daar's haat, daar's jaloesie, daar's twis, maar gelukkig is ons nie van die wêreld nie, nê. Ons is van 'n ander plek. Nee, ons is aliens. Ons is van 'n ander plek. Ons is nie van die plek nie, nee. Ons tuiste is nie hier nie.
En daarom kom hy nou en hy sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op hulle wat glo. Hulle wat het, vir hulle sal gegee word. En wat ons vanoggend gehoor het, is dat dit gebeur nou met 'n geweldige spoed. Net soos die wêreld aan sy einde kom, net so begin die Christene met 'n geweldige spoed opgetel word. En glo my, as jy een kerkdiens mis, gaan jy al klaar baie mis. Jy kan nie mis nie. Dis hier waar jy nou moet bly, dis hier waar jy nou moet volg. Ek hou die predikante dop, ek luister van oral oor, ek hoor oral op TBN, op Kruiskyk op, ek luister, ek is heel week besig om te hoor hoe die profete profeteer. Ek is heel week besig om te hoor wat word gesê in die wêreld. Wat gaan uit? Wat is die woord wat uitgaan? En as ek so luister en ek hoor hoe die predikante reg oor die wêreld preek en die boodskappe wat daar uitgaan, en ek weet die wat saam met ons kyk op die Christelike kanale, kom agter dat hierdie ouens is beginne indringend met die mense praat en sê, dis nou tyd van die oes, dis nou tyd om te skep. So hoe preek ek vanaand? Ek preek bietjie profeties, nee. Ons gaan nog die tale doen en ons gaan nog die gawes doen en ons gaan julle nog leer van die Heilige Gees en ons gaan julle nog baie leer van die geesteswêreld, maar ek wil vanaand bietjie profeties bedien. Okay, wat beteken profeties? Profeties is iets wat jy spreek en so sal dit wees, nee. Ons gaan vanaand bietjie profeties bedien. Ek voel so 'n profetiese by. Ek voel die Here is besig om my vanaand bietjie profeties te lei. So as jy woord van die Here af het, vir die wat glo, sal 'n woord kry vanaand. Amen. Is jy excited? Wat my opgewonde maak is, hier's besig om iets te gebeur in die geesteswêreld. Ons het vanmôre gehoor, die tyd is naby wat die kinders van die Here uitgelig gaan word bo die ander. Die tyd is naby waar die kinders van die Here nie meer die vernederend hoef te wees, nie meer dat ander ouens op jou nakyk en vir jou sê jy's 'n hipokrit en jy is dit en jy's armsalige ding en whatever nie. Die tyd is hier waar die Here die kinders van die Here gaan oplig, waar ons koppe gaan optel en waar mense na ons gaan kyk en sê, hey, wat is besig om hier te gebeur? Die Here is besig om die volk van God op te tel, sy volk. Hierdie is the new age. Wie het al Ice Age gekyk? Wat? Ja, julle onthou julle Ice Age, nee? Nou waaroor gaan Ice Age? Dis die aanbreking van 'n nuwe age, nee, 'n era. Okay. En dan, nou in die geskiedenis terug, is daar verskillende eras wat gekom het. Nou, pastoor, bedien ons bietjie profeties oor die era? Kom ek sê vir jou, ons is in die era van die kerk van God. Ons is in die era van die kerk. Okay. In die Ou Testament het dit gegaan oor die Jode, dit was die tyd van die Jode, dit was die tyd van die volk van God, maar vandag is dit die tyd van die kerk. In die kerk gaan dinge gebeur, die kerk is God se hart, die kerk, daarom my hare rys as iemand sleg praat van enige kerk. Want daar gaan herlewing uitbreek, en ek bedien dit profeties vanaand, daar gaan herlewing uitbreek in kerke wat ons dit nie eens gaan verwag nie. Kerke wat ons al afgeskryf het, onthou God se hartklop is die kerk. Daarom sê ek vir jou, moenie mis nie. Moenie mis, waar daar kerkbyeenkomste is gaan, waar daar aktiwiteite is gaan. Daar sit baie ouens by hulle huise, en hulle noem dit nou 'n huisselletjie, hulle gaan nie kerk toe nie. Ek hoor baie sê mense vir my, nee, ek stel nie meer belang om kerk toe te gaan nie, ek gaan sit maar eerder by my huis. Ek het vir jou nuus, wie ook al oor die televisie kyk, as jy by jou huis sit, gaan na kerk toe. Want dis God se hart. Pas op wat jy teen 'n kerk sê, gaan soek 'n kerk waar Christus aanbid word. Amen. Is jy opgewonde? Ek is excited vanaand. Ek is so excited. Ek dink ek gaan eers speel 'n bietjie, ek dink ek gaan eers bietjie met julle storie deel. Okay, iets wat vir my fenomenaal is, en daarna gaan ons 'n bietjie bedien oor handlegging, en ons gaan bietjie bedien oor salwing. Nou, hier kom baie vrae uit. Ons kerk het baie wat die woord vir ons baie belangrik was, maar die laaste tyd is ons besig om hande op te lê op mense, en hier kom baie vrae. Vrae wat sê, wat gebeur? Wat beteken dit as ek hande op lê? Wat beteken die olie wat ons mee salf? Nou, ons gaan nou lekker daaroor gesels vanaand. Vanaand gaan jy weet wat beteken dit om hande op te lê. En hoekom moet ons hande op lê? En waaroor is die salwingsolie? Amen. Maar voor dit gebeur wil ek het nou afgeskop met 'n profetiese woord. Julle sal sien ons vloei in die gawes vanaand. Nou wil ek oorgaan na motiverende woord. Ek en Barry het nou die dag daar by die vuurtjie gestaan en praat.
toe sê hy vir my, iets wat vir hom baie hard, na in die hart lê, en wat vir hom tref, is die verhaal van Abraham. En Abraham, wat God na toe kom, en hy sê vir hom, ons het die laaste tyd baie oor Abraham bedien, en dis 'n wonderlike ding, want hier so diep betekenis in die verhaal van Abraham. En, want dit pas so in op die profetiese woord wat ek nou vir julle gegee het. Abraham kry 'n belofte van God, wat fenomenaal was. Amen. Joh, dink net 'n bietjie aan die belofte. God kom na Abraham toe, en hy sê, ek gaan jou, wat is Abraham se grootste begeerte? Om kinders te kry, om 'n nageslag. Kyk, in die Bybelse tyd, as jy nie 'n nageslag het nie, dan was jy gesien as 'n failure, jy was gesien as useless, jy was 'n nul op 'n kontrak, nê. Hoe sê hulle kinders by die skool? Jy was wat is hy woord? Jy's 'n loser. Ja, dankie Lala. Jy's 'n loser, nê. En dan gooi hulle jou nog met hierdie ding hier voor die kop, nê, as hulle loser. Ja, ek sien die kleintjies doen dit daar by my huis, as die een iets doen en die ander kan dit nie doen, dan kap hulle mekaar, loser, en dan gooi hulle daar ook nog so, jy weet. Hulle dramateer, hulle gooi hom so lekker uit. En nou kom ons in die tyd en hier voel Abraham of hy 'n loser is. Wie het al gevoel soos 'n loser? Ek het al gevoel soos 'n loser. Ek het al vir die Here gesê, Here, hoekom kan dinge nie in my lewe regkom nie? Here, u woord sê, want omdat 'n mens nie is waar jy veronderstel is om te wees nie, omdat 'n mens voel, jy het nie genoeg geld in jou bank nie, of daar's 'n siekte, of daar's probleme, of jou man dien God nie, of jou kinders is in dwelms, of wat ook al die geval, dan kom 'n ou op 'n stadium wat jy voel soos 'n loser. Amen. Of wie het al iets verloor? Ek weet, hier's baie van ons wat al goed verloor het. Ek het 'n lodge gehad, ek het 'n plaas gehad met perde op en alles, en deur foute wat ek in my lewe gemaak het, ek het alles verloor, en dan kom hy op 'n dag en dink jy, maar weet jy wat, ek is eintlik 'n loser. En dan voel 'n ou, jy voel, ag Here, lyk my ek het heel laaste in die ry gestaan. Wie het al so gevoel? Wie het al gevoel, toe jy gebore was, het jy heel laaste in die ry gestaan? Nee, ek het al baie gevoel, Here, lyk my ek was die minste in tel, toe u die mense geskaap het. Toe was ek heel laaste, want kyk hoe lyk my lewe, ek kry niks reg nie, ek vermag niks nie, ek verloor net, elke tweede ou kry dit reg om oor my te rol, en my in te doen, en sleg te sê, is ek enigste ou, is daar nog ouens wat so voel? Nee, ons voel baie so, en Abraham was dieselfde. Ek meen, wat het nog erger maak, is hier kom God na Abraham toe, in sy toestand van, dat hulle nie kan kinders kry nie. Ek meen, sy vrou was al baie oud. Die Bybel sê, haar liggaam was al verstorwe. Met ander woorde, sy het al begin verkrummel. Nee, die plooie was al duidelik sigbaar. Okay, sy was al redelik oud. Nee, en seker daar met die ou kieriekie ook al geloop, jy weet. Ek is baie lief vir ou mense, dis kon so baie by die ouwe thuise gaan sing. En, dis kom die Bybel sê toe, Abraham sê, my vrou, jy gaan 'n kind kry, toe begin sy lag. Ons dink, ja, dis baie snaaks, hoekom het sy begin lag? Dink jy toe, lyk jy oor 100 en nou moet jy kinders kry? Ek meen, is lagwekkend om aan te dink, jy weet. En, wie wat? Baie mense lag vir my. Nie dat ek nog kinders wil hê nie, hoor, ek het genoeg, dis nie waaroor ek praat vanaand toe. Baie, want hier kom God, en hier kom God, sê God vir Abraham, ek weet jou grootste begeerte. Ek weet jou grootste begeerte was wat? Jou grootste begeerte was om 'n kind te hê, om 'n nageslag te hê. Maar weet julle wat sê God? God sê nie net vir Abraham. God kan vir Abraham gesê het, ek sal jou een seun gee, want dis al wat nodig het. Abraham het net een seun nodig gehad, en hy het 'n nageslag gehad. Maar, God kom en hy sê nie vir Abraham, ek gaan jou net een seun gee nie. Hy sê, Abraham, ek gaan vir jou 'n nageslag gee. Soos wat? Soos die sterre in die hemel. Jo. Wie het al laag op die gras gaan lê in 'n donker aand, en jy het al so opgekyk na die hemel?